Dankie ons Vader, dat ons vanoggend kan begin saam met U. Vader, dankie dat ons kan weet dat waar ons vanoggend 'n bietjie gaan praat oor die bloed. Die bloed wat Jesus Christus ons gestort het. Ons wil U dankie sê dat U saam met ons beweeg. Here, ek wil vra dat U die woord sal oopmaak en elkeen wat dit hoor, en dat U ons harte sal oop en ontvanklik maak om dit te ontvang. Vader, en as die duivel probeer om die saam te steel, bestraf ek dit nou in die naam van Jesus Christus en ek vra dat U asseblief ons harte so ontvanklik sal maak, dat ons sal aanhou dink daaroor en aanhou dink daaroor en aanhou dink daaroor en begin om dit te leef in ons eie lewe. Dankie Vader daarvoor. In Jesus Christus naam, amen. Julle kan maar sit. So ons tema vir vandag, as deel van ons paasprogram, is die 7 kere, kom ons sê dit so, waar Jesus bloed gestort het. Vanaf ons in die tyd van Getsemane kyk, totdat hy sy oë toegemaak het, was daar 7 uitstaande kere. Want daar was baie ander klein plekkies en goed, gevals het nie gestaan, sulke goed. Ons nie regtig van hoor in die Bybel nie. Maar ons gaan spesifiek kyk na hierdie 7, wat baie uitstaan. En ek gaan so half 'n verduideliking probeer doen, terwyl ons daardie werk. Dit is waarvoor ek jou reeds opgevang het. So ek gaan vra dat jy reeds met sy baby stoel kom sit. En ek wil by voorbaat jammer sê vir die maat. Maar sit so lank vir my asseblief. So, ons mis so maklik eintlik waaroor dit gaan. So voordat ons gaan kyk na die 7 plekke, wil ek ons met iets baie belangriks onthou. Vir wie was dit? So ons. Die bloed is gestort vir elke liewe een van ons. Maar hoekom is hy nie net doodgemaak en klaar nie? Hoekom is hy gemartel geword? Hoekom is hy deur al die seer gegaan het? Hoekom het hom nie net gevat, doodgemaak, klaar gekry, bloed is gestort en is verby nie? Dis so waaroor dit gegaan het. Onthou as jy in die oudheid 'n lam geoffer het jy die lam gevat en het hom rustig gehou en jy het hom op die tafel gesit en het hom geoffer. Jy het nie voor die tyd eers die lam geslaan en gemartel en alles en jy het hom geoffer. So, wat was die rede dat Jesus soveel kere bloed gestort het? Tot op die einde toe, wat hy nie 'n druppel bloed meer in sy liggaam gehad het nie. Want Jesus sou nie sy bloed vir niks gestort het. Hy sou gesorg het dat as dit net op die kruis nodig was, sou dit net op die kruis gebeur het. En hy het dit gedoen vir elke een van ons. Ek wil so 'n klein bietjie koring van die glasie toe. Nee, dit is die rooi koring. So, dit gaan daaroor. Laat ons moet maar kyk geen kans, hy sal regkom. As hy bietjie sukkel, sal hy kom nou. So, kom ons gaan kyk na die heel eerste plek. Jy kan vir my sê, waar is die eerste plek waar Jesus bloed gestort het? Is dit die tyd van Getsemane? Dankie, tyd van Getsemane. Net 'n bietjie my liefie, en sit reg op. Dis ook ek sal 2 keer gebruik, punt. Dis reg, punt, stresie. So, ons het nou begin, tyd van Getsemane. Dankie liefie, wat het gebeur? Bloed gesweet. So kom ek vra julle gou iets. Wat gebeur? Nee, ek het laat jy net. Okay, so, as ons bloed sweet, kom ons nou sweet nie. Ons het nou 'n marathon gehardloop. En ons begin sweet. Wat gebeur met ons sweet? Ek kom maar aflees, wat gebeur? Dit loop. Dit loop af. Dit bly nie net daar so nie. Dit begin beweeg.
Moenie worry nie. Die water gaan holste en moet kyk. So, dit loop oor ons. En waar gaan dit in? Ons oor. Dit loop in ons oor. So wat gebeur? Ek gesien wat hy moes doen, hy moes afweer. Sodat hy kan sien. Die bloed wat Jesus gestort het in tyd van Getsemane, is sodat ons kan sien die tentasies wat die duiwel op ons pad plaas. Hy het al gestort hierdie bloed, sodat ons, wat mooi wat het gebeur, die duiwel het hom getenteer, tot op so'n punt toe hy dat hy gevoel het, hy is alleen, hy het niemand, hy het niks. Hoeveel keer voor ons die storie, nee? Hy het daarso die eerste bloed gestort, sodat ons vry kan kom van daai ding. Maar die duiwel ons so tenteer, dat ons later op 'n punt voel wat ons sê, ek wil moed opgee. Ek het nie meer krag nie, ek het nie meer energie nie. So toe die bloed gestort word, wat gebeur? Word Jesus versterk. Hoekom? Want 'n engel het gekom. En God het sy teenwoordigheid gebring en laat neerdaal oor Jesus, sodat hy kan versterk word. So die eerste plek waar Jesus bloed gestort het, was om vir ons te wys, ons het die reg om die teenwoordigheid van God in te gaan, dat ons kan versterk om die tentasies te weerstaan wat die duiwel op ons pad bring. Hoor mooi sê hy dit. Jakobus 4, vanaf vers 6. Maar hy gee groter genade, daarom, sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Hoor wat hy sê, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Wat het Jesus gedoen toe hy daar by die klip gesak het? Hy het in nederigheid voor sy Vader gekom en God genader. En God het hom genader. En dit het jy die reg voor. As jy voel, jy sal alleen, gaan soek 'n klip. Ek weet dit is 'n weird om so te sê, maar tog, gaan soek 'n klip. Gaan sap bereiklik neer. En nader tot God. Jesus het nie net weggesteek, dat hy op daai oomblik moeg was nie. Wat het hy gedoen? Hy het vir God gewys. Hy het God sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek het nie meer daai energie nie. En wat het God gedoen? Versterk. Sodat hy die tentasie wat hy alreeds beleef het, en die tentasie wat op pad was, kan weerstaan. Die tentasie kom op baie verskillende maniere voor ons. So dit was die eerste plek. Waar het julle was die tweede plek? Wie kan van my sê? Kom enige iemand. Wat was die tweede plek? Is dit nie die doring? Nog nie. Wat het hulle gedoen toe Jesus staan? Dankie dat hom geslaan. Ja. Maar hulle het hom nie geslaan dat hy geskeur het en gebreek het hom nie. Hulle het hom so geslaan dat hy interne bloeding gekry het. Dit beteken jy bloei binne, so jou vel word blou en rooi en pers en alles. Jy gesien as iemand met 'n vuisjong, hy blou oog wat jy kry, pimpel en pers en blou oog. Dis interne bloeding. Dis die bloeding wat op daai plekkie by mekaar kom. So houe wat Jesus gekry het so gegee, wat die soldate so gegee, dat hy oral vol blou en pers merke was. En jy kan dit nie sien nou van jou arm. Ons kan niks sien op hierdie oomblik nie. Maar as ek hom daar gaan moet slaan, later gaan dit begin wys.
Dis nie dadelik nie. Dis nie ek kan sê, is dit nie baie keer wat met ons gebeur het. Dinge gebeur met ons. Wat nie wys nie. Binne ons nie, voel ons het ons uit mekaar uitval. Maar dit wys nie. Dis baie intense binne jou wete dat jy is moeg. En stikkend vir alles wat met jou gebeur het. Want onthou, 'n wond is nie net 'n fisiese wond nie. Jy kry emosionele wonde, geestelike wonde. Daai interne bloeding wat plaasgevind het, is om te wys vir jou dat God se bloed sal binne jou werk. Wat sê hy in die Bybel? Hy sê, die wat my bloed drink en my liggaam eet, is een met my en ek een met hom. Hoekom? Want hy wil deel wees van jou en jou vul met sy bloed. Hy wil hê sy bloed moet deur jou are vloei. Sodat hy jou kan bystaan met daai ervarings wat jy gehad het, daai belewenisse. Hy binne seën. Jy niemand kan beskryf nie. Baie intense seer hier binne jou. Wat was nommer 3? Nommer 3 en 4, nee, gaan ek nou mooi sê. Nommer 3 en 4 word 'n bietjie in die 4 verskillende evangelies nie altyd op dieselfde volgorde gesit nie. So nommer 3 en 4 is die volgende twee wat ek soek. Nommer 3 was toe hy met die sweep geslaan was. Hy was geslaan met die sweep. Staan genoeg op en draai om. Ek was vir die hierdie kant, hè. Dis reg gril. So, elke keer, nee, wat hulle om my sweep geslaan het. En het 'n merk gelos. Ek wil hê jy moet jou rug styf maak vir my. Verbeel jouself nou, elke hou wat jy gekry het daai streep gelos. Want onthou, dit was nie net 'n klein dingetjie waarmee hom geslaan het, dis 'n massive sweep met sulke hakke wat as hulle gryp, dan gryp hulle die bloed uit, die verf. So elke keer wat hom geslaan het, het hy hierdie streep op sy rug gelos. 40 van hulle. So gebruik net 'n bietjie jou verbeelding hierso. En sien elke keer wat hom geslaan het, elke keer, en net nog meer, en net nog meer, ek kan maar sit in, en net nog meer, en net nog meer, en net nog meer, elke keer, het hom geslaan. Gee nie om, of hy besig was om daar so om te val nie. Daar is gesê 40 hou en 40 hou sal hy kry. So maak nie saak nie. So, wat vraag? Dit my Bybel op bloeding gekry. So, hy was so geslaan, en hoor gou wat sê Jesaja 53 vers 4. Hy sê ja, nogtans het hy ons krinkhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So hierdie ene was fisies vir ons wonde. Hoor wat sê hy? Elke keer wat daar 'n stuk valuit om uitgeruk was, het God gesê, met Jesus in sy gedagtes gesê, hierdie is vir virusse, hierdie is vir kanker, hierdie is vir elke siekte wat daar in die wêreld is. Elke keer wat hy hou geslaan het, het hy gesê, hierdie is vir dit. Elke druppeltjie bloed wat geloop het geloop sodat ons daai genesing kan ontvang. En daai verlossing kan ontvang van ons verlede se goed. Want hoeveel keer praat ons nie daarvan nie, dat dit wat my ouers en skoonouers en grootouers en alles gedoen het, ons is losgemaak van die goed. Want toe daai sweep in sy rug tref, het God daai
bloeddrukprobleme wat ons dink van ons ouers afkom, losgemaak. Dit is losgemaak. Ons is verlos. Ons is genees. Want deur sy wonde en ons ons genesing gekom. En dit is wat Jesaja sê. Maar ek wil graag vir ons lees in Engels. Want daar's 'n rede hoekom ek met Engels wil lees. Jesaja 53. Ja, my liefie. Ek stem saam met jou. Volgende pastoor. Ja. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. So of ons nou sonde gedoen het die binne, en of ons, wat ook al met ons gebeur het, ons siektes en alles, het hy daar op sy rug gevat. Hulle het hom nie met die sweep geslaan op sy bene en sy arms nie, hoor my. Hulle het hom teruggedraai, dat hy dit op sy rug kan doen. En as hy val, het hom weer teruggedraai. En as die sweep aan die plekke gevang het, ja, dis dit. Want hy sweep vang definitief aan die plekke ook. Maar die mikpunt was die rug. Dit was woord veronderstel as om te val. En hoor my, elke wond en elke bruis wat op daai plek was vir jou gedoen. My liefie, want ons Jesus dra ons wonde. En hy dra ons siektes. En waar dra ons gewoonlik ons rugsakke? Op ons rug. Symbolies om ons goed op hom te vat. Wat is die volgende ene, nommer 4? Wat was nommer 4? Die doringkroon. Nee, maar niks met die doringkroon op jou kop. Ek moet sien hulle hier gesit van hom. So. Ek sê nou net as jy dan die groen kan baie seer maak. So, die doringkroon was so gemaak, gaan jy geweet my nog goeie vet? Nee, te goed. Die doringkroon was so gemaak gewees, dat hy sy boonste deel van sy kop so kon vat en omkring. As hy te klein was, sou hy nie gebly het op sy kop nie. Hy was groot genoeg dat hy oor sy kop gedruk kon word, en hulle het hom gevat en hulle het hom gedruk in sy kopvelde. So dat die bloed begin afloop het van die kant af. Blink gou vir my. Wat is dit nie genoeg? Okay. So, hulle het dit om sy kop gedoen. Kyk wat gebeur in die bloed. Dit loop oral. Elke plekkie, elke deel kry 'n bietjie bloed. So waarvoor dink julle moes die doringkroon gewees? Oral te beskerm. Dankie, ons gedagtes. Want wat sê in die Bybel? Romeine 12:2 sê, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle beproef kan word, sodat julle kan beproef wat goed en welgevallig en volmaak is. In die ander vertaling sê hy deur die vernuwing van jou gedagtes. So hy sê eintlik dat God hernuwe ons gedagtes. Hy raak ons aan. Hy maak ons los daarvan. Maar ek wil 'n stap verder neem. Nie net gedagtes nie, maar jou verstand. Maar wat gebeur? 20 jaar terug het iets in my lewe gebeur. En vir my is die hele tyd gesê hoe stupid en onnoosel en lelik ek is. En dit gaan sit vas in my. En elke keer as ek 'n bietjie depressief voel, dan is dit asof hierdie ding wat in my vasgesit het, poef uit. En dan begin dit voel asof almal alweer vir jou sê hoe stupid en onnoosel en lelik is. Nie dat hulle dit vir jou hoef te sê nie, maar dit is asof jou verstand sy signaltjies uitgooi.
En jy skielik begin jy die hele tyd dink daaraan. Jy dink nie die hele tyd daaraan. So jou gedagtes word beïnvloed deur jou verstand. En ook deur jou onderbewussyn. Want gister het ek dalk 'n ding gekyk wat ek moes gekyk het nie. Vandag die hele tyd kom temptasie by my op. Want ek het gister daai ding toegelaat om in my onderbewussyn te gaan sit. En vandag word ek getenteer daardeur. So God hernuwe my gedagtes, my verstand, maar hy verwag van my om nie toe te laat dat goed in my inkom nie. So toe daai doringkroon op sy kop gedruk was, en die bloed so afgevloei het hy gesê, I release you. Ek maak jou los van die dinge wat mense vir jou sê. Die dinge wat mense oor jou gepraat het. Die dinge wat mense oor jou gespreek het. Ek maak jou los. Ek bring wat ek voel oor jou terug vir jou. Ek sê jy's kosbaar. Ek sê jy's waardevol. Ek sê jy's duur gekoop. Ek sê dit. Maak jy so dit nie sê nie. Want wat God sê is wat betekenis het. Daai doringkroon ingedruk is. Dit het persoonlik baie seer gewees. Maar is dit nie maar ook hoe ons voel nie. As mense goed sê wat seer maak. As mense goed sê wat ons nie besef eintlik wat doen hulle aan ons nie. Hulle sê goed wat jou affekteer, wat jy laat voel en laat dink en laat, hoe sê hulle redeneer. En daarom begin ek mediteer daaroor. Is dit ook rarig so nie? As 5 mense nou vir my gesê het, moet daar iewers 'n waarheid wees. So wat begin ons gedagtes doen? Begin aanvaarding gee, dit begin maal. Begin het glo. Dis tyd. Nou jy kan nie glo met jou hart nie. Jy glo met jou verstand. So jy het nodig om sy bloed te aanvaar vir jou, so vir verlossing van dit wat in jou verstand vashit. En dit gaan nie die maklikste ding wees nie. Die moeilike deel gaan inkom, wanneer God jou begin losmaak van daai goed. Want hy gaan vir jou sê, deel with it. Dit gaan nie net verdwyn nie. Jy gaan deur dit moet gaan. En God gaan vir jou goed wys en dinge wys. En hy gaan vir jou sê, my kind, hierdie ding wat jy daar gewys het, en dit en dit en dit, kom ons werk hierdeur. Maar dit is daar vir ons verlossing. Om ons te help. Wat was nou nommer 5 gewees? Die spykers, maar waar? Hande, ja, gebruikte hande. Ja. Dis ingeslaan op plekke waar dit nie bene kon breek nie. Baie mooi luister. Die Bybel praat van dat nie een been in sy liggaam was gebreek nie. Ja. So die spykers is so ingeslaan dat dit nie bene gebreek het nie. Maar dat dit deur vel en vlees en senings en bloed gegaan het. So dink by jouself, as daai ding ingeslap was. En hier hou hy met dit in sy hand. Hoekom dink julle moes die bloed van sy hande afvloei? Sê weer? Ja. Wat denk jy, my liefie? My liefie, in die Ou Testament het hulle het geprofeteer dat Jesus se bene sal nie gebreek wees nie. So dit moes so gebeur dat die bene nie gebreek word nie. Voor is dit nie dat ons soos met die gees van God deur ons hande met ander mense kan werk. Okay, so dis 'n deel daarvan. Praat? Om die sondes wat ons pleeg op ons hande te reinig. Ja, ons kan dit ook bring. Dis alles deel daarvan. Maar kom ons bring dit op een lyn. God gee vir ons iets.
Kry, hou vas. God gee vir ons iets skerps om geweet. Morgen weer die graad sê. Wat het en gaan terug lees tot? Wat het gebeur? Dit wat ek vir hom gegee het, is so pas deur iemand anders te gevat. Het ek het vir Gertjie gegee? Nee, hy het vir hom gegee. En hy het kom vat. So dis omdat die Here vir ons gegee het te reinig en skoon te kan aanradig en so. Dit gaan oor dat God het vir ons ontsettend baie gawes gegee. Dinge wat ons met ons hande kan doen. Talente, gawes. Maar die duiwel het gekom en het kom steel. Hy het dit wat God vir jou gegee het om te doen, kom steel. En in plaas van dat ons dit nou vir God gebruik ons dit vir die wêreld. God se hande was deurboor, sodat hy kon sê, nou vat ek dit terug. Bring dit vir my. Nou vat ek dit terug. Hou je hand, bakkie, op je handen. So, maak vir so mooi of dit is. En wat gebeur wanneer God vir ons iets teruggee? Geef ons net 'n bietjie terug. Hy gee vir ons genoeg terug. Ja. Hy gee vir ons dit so terug, dat ons nie weet wat om daarmee te doen nie. Dat ons nie weet wat se kant toe nie, wat nou weet. Kan jy gaan bos? En maar daai wat God vir ons teruggee, kan baie goed wees. Dit kan tot jou destiny wees. Dit wat God vir jou in plan gehad het, en die duiwel kom steel toe die dag goed op jou pad gebring het, wat jou lewe verwoes het. Jy sit nou op 'n plek in jou lewe waar God jou nie wou gehad het nie. Hy wou jou gehad het iewers anders. Op 'n ander plek. Dalk jou eie besigheid, dalk in 'n plek waar hy met jou kon gebruik het om ander mense te help. Hy het jou dalk gesoek in 'n kerk waar hy jou wil gebruik het om ander mense te bedien. Jy weet nooit wat die plan was vir die Here vir jou gehad het nie. Of dalk met jou stem mense se lewens kon aangryp. Die Here het vir jou soveel goed gegee in jou hande. Die duiwel het dit kom steel. Maar die oomblik toe daai spyker omtref. En onthou wat jy al gesien het gebeur as jy 'n spyker in jou hand inslaan. Die bloed kom nie net die bloed vir jou uit nie. Dit stroom uit. So wat gebeur? God gee vir jou oormaat terug. Hy gee vir jou iets terug. Hy gee vir jou terug in jou hande. Vir jou om te doen daarmee wat jy moet. Wat jy kies om daarmee te doen is jou keuse. Maar God beloof in sy woord, wat ook al jou hande vind om te doen, sal God seën. Maar as jy gaan toelaat dat God deur jou werk, en wat God vir die eerste plek beplan het om te doen, dan word dit nie net geseën, dit word inderdaad geseën. Want nou is ons op ons purpose, ons doel, wat God vir ons het. En dis waar nommer 2 ook inkom, die volgende inkom, nommer 6. Wat was nommer 6? Sy voete. Karabite voet. Dit kan nie die voete doen nie. Het is dieselfde. Wat gebeur as jy 'n spyker ingaan? Dit beweeg, dit spat, dit vloei. Kom wat spat is fyn. Dit spat, dit vloei, dit doen dinge, dit beweeg in elke toentjie in, dit beweeg in elke deel in. En die duiwel het gekom en jou purpose gesteel van jou. Your God-given purpose, die doel wat God vir jou gegee het. Ons is nie almal op die plek waar God ons soek nie. Hy het soveel dinge vir ons in oog.
Sorry. Maar hy herstel ons destiny. Die spykers die hande tref en die spykers die voete tref, toe herstel hy jou toekoms vir jou. En hy sê vir jou, die duiwel kan jou nie meer weghou van dit wat ek vir jou beplan het. Ek het jou losgekoop. Ek het jou teruggevat. Ek het jou uit sy greep uitgegryp. Jy is nou myne. Jy is nou myne. Maar ons probleem is dat wanneer ons probeer om al hierdie dinge te doen, soos my skooter gaan nie soos asseblief. Okay. Wanneer ons probeer om al hierdie goed te doen, maar ons sit met 'n gebroke hart, dan kom ons nie reg nie. Ek probeer my gedagtes regkry. Ek probeer. Ja, ek probeer die pad loop wat jy wil hê ek moet loop. Ja, ek probeer om te doen wat jy wil hê ek moet doen. Maar dit is asof dit frustrerend is, ek kom nie op my uit nie. Ek kry dit nie gedoen nie. Ek kry nie die mense vergewe nie. Ek kry nie hierdie gedoen nie. En dan kom God by die laaste plek waar bloed gestroop was. Die spies in die sein gedruk. So die spies moes sy liggaam binne gaan. En toe dit uitkom, toe pomp die hart hy laaste bloed uit. Hoor mooi, die hart. Die laaste plek is vir jou gebroke hart. Want niemand van ons kan funksioneer met 'n gebroke hart. Wanneer ons hart gebroken is, vergeet dit. Jy kan nie daar funksioneer nie. Of jy so klein is, en of jy 100 jaar oud is. Maar baie dinge met jou hart kan breek. Maar as jy probeer loop met 'n gebroke hart, en weet jy wat se teken van 'n gebroke hart? Onvergifnis. Want jy kan nie sy hart sien nie. Maar as ek dit gaan doen, dan kan jy die merk sien. Jy kan bly wees, dit was nie breie sakke, maar so het ook rooier gewees. Dan sien jy nou die merk. So jy sien nie die merk van die gebroke hart, jy sien nie die gebroke hart self nie. En as ek iemand werklik vergewe het, dis eers wanneer God my hart kan vat en weer kan heel maak. Want voor dit is my onvergifnis besig om te keer dat God my hart heel maak. Maar ek wil vir jou 'n geheim vertel. God maak nie jou hart net reg nie. Kom ons hoor wat dit is. Kom, ek wil my Bybel rondloop in my. Skielik is God. Esegiel 36, vers 26 en 27. En ek, dis nou God, sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem en vir jou 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in jou binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. So wat het hy gesê? Toe daai spies ingedruk het, sê hy, now you are forgiven. Now you are forgiven. Toe daai spies omtref. En hy was al so swak gewees. Hulle praat van dat die vlees het oop geskeur waar die spies ingegaan het. Soos nie net 'n gaatjie wat hulle gemaak het, het oop geskeur. En toe hy oop skeur, toe stroom die laaste bietjie bloed en water uit. Die water om uit te kom, beteken dit daar was nie meer bloed nie. Dit was die hart se laaste dent. Dit was die hart se laaste kans. Of dit probeer slag, nie kans nie.
Net so kom Jesus en hy sê, ek maak jou weer 'n nuwe skepsel. Moenie probeer om met jou ou hart te funksioneer nie. Ja, maar ek hou van al die goed, weet jy wat? Dan is jy nog steeds besig met jou ou hart. En hoor wat sê as jy jou nuwe hart gee. Hy haal die ou hart uit. En hy gee vir jou 'n nuwe hart. Ek sien hierdie prentjie in my kop. Ek sê prentjie mens. Van hierdie groot man wat bo oor jou staan en hy bors oop sny. En sy hand in jou borskas indruk. En die hart uitdruk. En sê jy, nee, nuwe hart in. En dan met sy eie hand, ja, gesien wat die dokters baie keer as hulle die hart nie wil beweeg nie. Vat hulle hand en sit ons oor sy hart en druk om. Ek sien goed, waar hy hart so vat en sê, beweeg. So dit gaan nie lekker wees, dit gaan lekker word. Dit gaan nie maklik wees om hulle hart uit te haal nie. En jy gaan moet afsterwe van dinge wat jy gedink het jy van hulle. Because you always thought so. Omdat dit goed was wat jou gehelp het om te koop. En as jy gaan toelaat dat God daai ou hart uithaal en die nuwe hart insit, dan gaan jy nie meer wil aan die ou goed gaan nie. Want die nuwe hart hou nie van jou goed nie. En is dit nie hoekom ons so baie kere vasbyt en vasskop vir die nuwe hart nie. Want wat as ek nie meer hou van die goed waarvan ek gehou het nie? Weet jy wat? Jy gaan nie meer hou van die goed waarvan jy gehou het nie. Want jy kry 'n nuwe hart, 'n nuwe gees en 'n nuwe destiny, 'n nuwe doel. Jy kry wat God vir jou wil gee. En dan kom God. En hy sê die laaste ding. Dan kom God. Nee. En hy sê vir jou, ek maak jou nou toe, want ek het ons hart aangeraak. Hy het ons gedagtes aangeraak. Hy het ons innerlike mens aangeraak. Hy het ons verstand aangeraak. Hy het alles aangeraak, jou destiny, jou toekoms, jou alles. En dan kom hy en sê ek maak jou toe. Onder die bloed van Jesus Christus. Dan sê hy, now, I give you a new destiny. This is your new destiny. Walk from here in that. Moenie stop nie. Moenie keer nie. Moenie probeer verhoed nie. En wanneer jy toelaat, wauw, dan God groot goed vir jou. Dan gaan al die goed wat jy gesien het as sleg en ledig in jou lewe en aanval en dit gaan die Here vir jou gaan draai. Vergifnis tree in. Want nou is dit nie meer jy wat vergewe nie, maar God wat in jou is wat die vergifnis bring. Because I as a human cannot forgive. Ek as 'n mens kan nie vrylating kry nie. God gee vir my vryheid. And He gives me my destiny. And that's what He's given to you today. God het hard gewerk. Jesus het baie hard gewerk om elke aspek van jou lewe te kan aanraak. He anoints you. Het is maklik om te sê, hy salf ons met die seed, met die olie. Hy salf ons met sy bloed. Dis waarvoor sy bloed was. Jy sal sien, as tribal areas wat groei in pad en bloed, vereiniging. Wat plekke wat groei, jy moet hande skud met bloed op jou hande, sodat daar verbond bevestig kan word. But God gives you this opportunity.
om geseël te word met die bloed van Jesus Christus. Dit is te maklik vir ons eie koppe te volg. Ons het nodig om geseël te word met die bloed. Met dit wat hy vir ons doen. Kom ons maak ons dit. Hemelse Vader, ek kom vanoggend hier voor U. En heel eerste gaan ons sommer klaar vir die rein voor U bring. Op 'n dag wat sy nuwe jaar weer begin, 'n nuwe hoofstuk. En ek vra Here dat U ons sal anoint. Vader, dat U ons sal aanraak. That you will give him his destiny. That you will release him from his past. Give him a new heart, a new future. Give him your spirit. Vader, en elkeen wat die woord aangehoor het, wat vanoggend met daai begeerte sit, dat hulle net daar waar hulle sit, Vader, vir U die kans gee om vir hulle 'n nuwe hart te gee. Vader, dat hulle bereidwilligheid sal openbaar en sê, Here, hier is ek. Gee asseblief vir my vandag my nuwe hart. Gee vir my U Gees. Gee vir my 'n nuwe toekoms, Vader. 'n doel vir die lewe. Raak my aan. Dra my. Lei my. Plaas U liefde in my. Vader, en elkeen wat dit vanoggend saam met my gebid het, wil ek vra, Here, dat U dit so sal laat wees. Ons spreek dit in die naam van Jesus Christus. En laat die genade met julle elkeen sal gaan. En dat die liefde deur julle sal beweeg, van kop tot tone, elke deel van julle sal vul. Dat dit uit julle binneste uit sal vloei. Dat die Heilige Gees so voluit in julle sal leef, dat sy vrugte sal almal wys. En dan, as jy probeer teruggaan na jou ou hart toe, sal jou liggaam rebelleer daarteen. Hy sê, as jy so sê, ek soek dit nie meer nie. As dit 'n verslawing was, sal wanneer hy verslawing vat, sal jou liggaam rebelleer. Sal jou hart rebelleer. Sal jou gees rebelleer. Tot op die punt toe, wat jy het nie meer kan doen nie. En met die daai verslawing vir God sal teruggee. Because now, you have gotten God's authority. Jy is aangeraak met die autoriteit wat God jou gee. In Jesus Christus naam. Amen.